Goeiemôre en dankie dat jy ingeskakel het. Ons gaan vanoggend uit Markus 5 lees, twee wonderlike verhale van mense in nood wat voor die Here Jesus kom pleit om hulp. En omdat dit ons elkeen se versigtiging is om nader en nader aan hom te leef, gaan ons diens afskop met lied 163. Soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, so smag my siel na U wat die lewende Here is. Kom ons sing lied 163 uit die liedboek. Ek lees vir ons 'n aanvangswoord aan die hand van Psalm 130. Uit dieptes roep ek na U, Here. Luister tog na my, Here, en hoor my hulpgeroep. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Psalm 130 verwoord die digter wat uit die dieptes in die diepste van sy nood na die Here roep. Broers en susters, ek groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons loflied ter ere van ons drie-enige God is vanoggend uit Vonk 41. God is liefde, laat ons lof sing en aan Hom ons hulde bring. Vonk 41. Omdat ons in desperate tye leef,
gaan ek vir ons 'n gebed aan die hand van Psalm 130 lees en dit as dit ware as 'n hulpkreet, as 'n gebed vanoggend hanteer. Wil nie net jou oë sluit en dan bid ons saam ook aan die hand van Psalm 130. Here, by wie daar troue liefde is, by wie verlossing seker is, Here, hoor my hulpgeroep en luister tog. Ek wag op die Here, want by U is daar vir my uitkoms. My siel wag op U, Here, meer as nagwagte wag op die dagbreek, want U waarborg die vervulling van U woord. Ek vertrou op U, Here, want by U alleen is verlossing seker. In U genade word ek vergewe en genees. U alleen is my verlosser. En om hierop te antwoord, gaan ons uit Psalm 130 sing, daai pragtige bekende lied, uit donker dieptes roep ek Here, Psalm 130. Kom ons bid saam om die opening van die woord en die woorde gaan ook op die skerm verskyn, dan kan jy dit ook in jou hart bevestig. Kom o lig en verlig die duister in my. Kom o lewe en wek my uit die dood. Kom groot geneesheer en heel my wonde. Kom vuur van goddelike liefde en verteer my sonde. Verwarm my hart met u liefdesvlam. Kom my koning, kom sit op die troon van my hart en regeer my lewe, want u alleen is my koning, my Here. Amen. Ons lees vanoggend uit Markus 5,
daarvan af vers 21 tot 43. Maar Markus 5 berig oor spesifiek die wonderdade van ons Here Jesus, wonderdade wat hy verrig in die gewone lewe van mense, se alledaagse sorge van siekte en dood. En ons is vanoggend bevoorreg om twee egte lewensgetroue verhale te lees. Die verhale berig oor gebeure van intense lyding, 'n lyding wat oor jare strek en ook die dood van 'n kind wat nood is, wat skielik net gebeur het in die lewe van mense. En in hierdie gebeure is ons Here Jesus teenwoordig en hy handel met mense op 'n baie sagte en deernisvolle manier, wat net gewoon van genade spreek. Dit is eintlik twee verhale in een. Sommige geleerdes noem dit 'n Markus toebroodjie. Die twee stories gee geur en verskaf vonk aan mekaar. Die buitestorie oor die plaaslike sinagogeleier en sy 12-jarige dogtertjie help ons om die binnestorie oor die ouer vrou wat dieselfde getal 12 jaar aan interne bloeding gelei het. Die twee stories help mekaar sodat ons beide beter begryp. En die werke van God, spesifiek die genesing van die vrou en die dogtertjie wat dood is, roep eintlik baie ingewikkelde vrae by mense op. En een van hierdie knellende vrae is: waarom word alle mense nie genees nie? Of waarom kan God nie lyding in sy totaliteit voorkom nie? En tog kan nie een van ons enige lyding of hartseer in ons lewe ontwyk nie. Hierdie twee verhale wys hoe geloof prakties werk, hoe mense hulle vertroue in die Here Jesus stel, ten spyte van wat ander mense dalk oor hulle sou kon sê. Jairus is 'n baie vername man, 'n leier in die sinagoge, en hy waag dit om na Jesus toe te kom met die versoek dat sy dogtertjie genees moet word. Al plaas dit sy werk in gevaar. Hy is bereid om sy werk te verloor sodat sy dogter kan lewe. En hy hou aan glo toe Jesus vir hom so gemotiveer het en vir hom gesê het, ons teksvers, vers 36, hou net aan glo. En die ouer vrou, iemand waarmee mense niks mee te doen wou gehad het, vanweë haar siekte van bloedvloeiing. Sy was onrein, sy kon eintlik nie in die tempel kom nie. Mense het haar vermy. Maar sy laat haar nie afsit deur wat mense van haar sou sê nie. En sy vertrou Jesus dat hy haar ook sal genees. En hy doen dit. Ons gaan vanoggend so lees deur Markus 5 stap. En ons gaan by elke vers stil staan om te probeer verstaan, wat wil Markus vir ons oor hierdie verhaal sê? Wat wil Markus van die lewende, teenwoordige, handelende God sê? Ons lees vanaf vers 21. Jesus het daarna met die skuit teruggevaar oorkant toe, en toe hy nog daar was, by die see was, het 'n groot menigte om hom saamgedrom. Markus fokus op hierdie groot skare wat by Jesus bymekaar kom, nadat Jesus van die Geraseenders afgekom het. Dit is mos nou die verhaal waar Jesus die duiwels uit die besetene van Gerasene of Gadara gedryf het. Moontlik het hierdie klomp mense Jesus op die strand ingewag, daar naby die hawe van Kapernaum. En dan vers 22, een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe by Jesus aan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor Jesus neer, en hy smeek hom dringend, my dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê tog u hande op haar, sodat sy gesond kan word en lewe. Markus teken Jairus as een van die sinagogehoofde. Hy was dis nie al geestelike leier in die geloofsgemeenskap nie, hy was
een van die sinagogehoofde. Maar hy val voor Jesus neer in 'n gebaar van aanbidding en hy smeek Jesus om tog net sy hande op sy dogtertjie te kom lê, sodat sy kan lewe. Hy dink nie eens aan wat sy kollegas kan sê as hy nou hierdie man kom vra om hulp in wie hulle as die Joodse Raad so 'n geweldige weerstand ingehaat het nie. En Jesus sê vers 24, het saam met hom vertrek, waarskynlik na Jairus se huis toe. En 'n groot skare het hom gevolg en so teen hom gedruk. Ek dink elkeen wat al 'n siek kind gehad het, sal weet wat hierdie situasie in 'n ouer se lewe doen. Jesus reageer onmiddellik en gaan saam met Jairus, terwyl die groot skare ook pad vat saam met hom na Jairus toe. In vers 25 lees ons: Daar was ook 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters en alles wat sy gehad het sy daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie en haar toestand het eerder vererger. Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader na hom toe gekom en van agter aan sy klere geraak. Dit moes seker vir Jairus na 'n nimmer eindigende pad gevoel het na Nasaret toe, na sy dogtertjie toe. Maar dan kom daar boonop 'n wrede onderbreking. 'n Vrou beur deur die skare, sy wat die probleem het wat vir jare aan bloedvloeiing ly, en sy's moedeloos, want sy word as onrein beskou. Sy mag nie met mense meng nie, sy mag nie kerk toe gegaan het nie, en in haar hart is hierdie versigtiging, as ek tog net aan sy klere kan raak. Markus wy 'n bietjie meer as Lukas uit oor die uitmergende lyding wat hierdie vrou met die dokters beleef het, dokters wat haar buitendien nie kon help nie. Markus sê sy het alles verloor in die proses. Dit het haar niks gebaat nie. Sy was eerder slegter daaraan toe. Haar toestand was nou nie lewensbedreigend nie, maar in terme van die kroniese permanente aard van haar siekte, het dit haar lewensvreugde getap, naas al haar besittings daarop uitgegee. In vers 28, sy het nader gekom na Jesus toe, want sê Markus vers 28, sy het gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. Markus verklaar ook die rede vir haar optrede. Sy het gedink, as sy selfs net aan Jesus se klere kan aanraak, sal sy gesond word. Daarmee illustreer sy ook, nes Jairus, haar geloof in die Here Jesus. Let op, dat Markus nie van die soem van sy kleed praat nie, maar bloot net van sy klere. In vers 28 lees ons haar woorde dat sy so graag net aan hom wou raak. Destyds het Joodse mans 'n gebedsmantel gedra, die sogenaamde talit. Aan die 4 hoeke van die talit is sulke tosseltjies vasgewerk wat in Hebreëus bekend staan as tzitzit. En hierdie tosseltjies moes die Joodse bidder herinner aan die gebooie van God. En sommige mense het geglo dat daar 'n krag uitgestraal het van hierdie tosseltjies, omdat hierdie gelowige Joodse man direk aan God verbind was. Hierdie tosseltjies het hom aan God verbind. En hierdie vrou wou waarskynlikheid net raak aan hierdie magiese tosseltjies aan Jesus se mantel. Markus onderstreep die intieme aard van die kontak tussen Jesus en die individu. Hy hoop dat sy lesers, dat ek en jy dit ook self sal ontdek, hierdie intieme nabye kontak met hom. Want wanneer die lewe begin druk, kan ons juis in sulke vreemde omstandighede 'n mengsel van vrees en geloof in ons hart ervaar. En dan by Jesus gaan skuil,
ook met dieselfde versigtiging om maar net aan hom te raak. Ons leef as gelowiges in 'n intieme verhouding met die Here Jesus en tog dikwels wil ons net aan sy klere raak, is dit vir ons asof hy nie daar is nie. Ons leef baie keer tussen angs en sekerheid. Terug na Markus 5, vers 29. En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog. En sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslae was. Presies wat sy gehoop het gebeur, het gebeur. Haar bloedvloeiing het opgedroog en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy genees was van haar siekte. Dan vers 30. Jesus het self ook onmiddellik geweet dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom in die gedrang omgedraai en gevra, wie het al my klere geraak? Markus verklaar ook Jesus se reaksie. Hy het in homself geweet dat daar van hom krag uitgegaan het. Dis hoekom hy in die skare omdraai en vra wie aan hom geraak het. Sy disippels, sê vers 31, het hom geantwoord, u sien tog die mense van alle kante af teen u druk. En dan vra u, wie het aan my geraak? Hy het rondom hom gekyk om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik en sy het gaan staan en gebewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor hom op haar knieë gaan val en vir hom haar hele geskiedenis vertel. 'n Mens kan duidelik die ooggetuie karakter van hierdie verhaal agterkom in die fokus van die disippels wat verward rondkyk en dink, Jesus speel seker, as hy sê iemand het aan hom geraak, want daar was 'n geweldige samedromming rondom hulle. Maar Jesus het geweet wat gebeur het. Maar voor hy die vrou kon opspoor, het sy so bang geword en bewend voor hom neergeval en met die hele volle waarheid na vore gekom. 'n Mens voel lus byna om vir Jesus te sê, maar Jesus, die dogtertjie, dit is dringend. Hierdie vrou kan 'n bietjie wag. Sy loop in elk geval al 12 jaar met hierdie siekte. Haar probleem gaan nie vererger nie en as hy nog 'n uur of 2 moet wag nie, gaan na Jairus se huis toe. Daai kind lê op sterwe. Maar Jesus, hy wil eers na haar behoefte omsien. Want sy is vir hom belangrik. En terwyl ek en jy en die disippels van ongeduld op en af spring, talm Jesus met hierdie dringende saak van 'n kind wat op sterwe lê, en hy gesels rustig met die vrou en sy vertel haar hele verhaal. En Jesus sê, maar jou geloof het jou gered. Vir hierdie vrou het daar genesing vir haar die wêreld oopgemaak en vir die eerste keer voel sy waarlik vrou en waarlik mens. Ja, Jesus sê vir haar in vers 34, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees vergoed van jou kwaal genees. Markus fokus in Jesus se gesprek op die vrou en haar geloof. Maar ook staan haar genesing regtig vir Markus voorop. In die tweede plek praat Markus ook van die vrede wat hierdie vrou nou kan hê op haar verdere lewenspad nou dat sy genees is. Hy voeg by dat dit nie net korttermyn genesing sou wees nie, want Jesus sê vir haar, wees vergoed van jou siekte genees. Sy sou nooit weer daaraan ly nie. En terwyl Jesus nog met die vrou praat, vers 35, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af, en hulle kom sê vir hom, u dogter het gesterwe. Waarom val u nog
ons leermeester lastig. Weereens vertel Markus in meer detail as Lukas dat Jesus nog aan die praat met die vrou was toe daar mense van die sinagoge hoof se huis afkom. En hulle kom met die nuus: hierdie kind het gesterf. Moenie ons leermeester verder pla nie. Daar is nou dood in die huis. Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word. En hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge: moet jy nie ontstel nie, ons teksvers, bly maar net glo. Interessant is dat Markus sê dat Jesus toevallig gehoor het wat vertel word. Die Griekse fase met die een oor gehoor kan ook vertaal word uiteindelik geïgnoreer wat vertel word, of soos die New English Translation dit vertaal, paying no attention to what was said. Dit maak sy opdrag aan Jairus nog meer spesifiek, dat hy hom nie moet steur aan wat anders sê wat aan die gang is nie, maar dat hy moet fokus wat Jesus besig is om vir hom te sê. Moenie vrees nie, glo maar net. In vers 37 lees ons: Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, toegelaat om verder met hom saam te gaan nie. Terstond sorg Jesus dat niemand meer verder saamloop, slegs hierdie 3 binnekring disippels, Petrus, Jakobus en Johannes, die 2 seuns van die donder, soos wat hulle ook bekend gestaan het. Soos Markus vertel, klink dit asof dit waarskynlik is om te keer dat mense vir Jairus en die dogtertjie verder pla en Jairus se geloof as dit ware ondergrawe. Van vers 38 tot 40 lees ons: Jesus kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik huil en te kere gaan. En hy het ingegaan en vir hulle gesê: wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap nie. Hulle het hom uitgelag. Hy het almal beveel om uit te gaan. Hy, net die pa en die ma van die kindjie en die 3 disippels wat by hom was, het hy saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. Jesus kom toe by die huis en sien 'n geweldige rumoer en mense wat waarskynlik die roubeklaars wat huil en weeklaag, ook binne in die huis. Hy gaan toe in en betuig hulle dat hulle so ontstel is en huil, want in sy oë het die dogtertjie nie gesterf nie, sy slaap maar net. Dat hulle hom toe uitlag, is 'n teken van hulle ongeloof, teken van byna wantroue in sy vermoë as die seun van die lewende God. Vers 41, hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar daai baie bekende woorde, Talita kum, wat tog beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Die Arameese naam Talita was 'n aanspreekvorm van 'n klein dogtertjie wat ook met iets soos kleintjie weergegee kan word. Talita kum was nie 'n magiese towerformule nie, maar die gewone woorde wat 'n pappa sou gebruik om sy kind wakker te maak. En hy het min of meer gesê, meisiekind, staan nou op. Vers 42. Dadelik het die dogtertjie opgestaan en sy het begin loop. Sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Hy het hulle toe streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie en gesê, hulle moet vir haar iets gee om te eet. 'n Vraag wat by Bybellesers spook is, waarom Jesus die mense wat saam met hom in die kamer by Jairus se dogtertjie was, so streng beveel het om vir niemand te vertel nie. Jesus het hulle waarskynlik uit deernis met die dogtertjie hierdie streng opdrag gegee om haar nie verder aan die publiek bloot te stel en oral daarvan te gaan loop en te vertel. Maar hy sê eerder vir hulle, versorg hierdie kind, gee vir haar iets om te eet.
Jesus wou ook nie die aandag op sy eie genesingsmag fokus nie, omdat hy op pad was kruis toe. En dit aan die kruis is, dat ons God se volle bedoeling met die Here Jesus leer ken. Jesus het geweet, wat hy doen gevaarlik was. As Herodes en sy mense weet dat iemand mag oor die dood het, en dat hy onder hulle rondloop, sou hy wat Herodes was, baie bekommerd gewees het. As die godsdienstige leiers in die tempel moes wees, dat so iemand buite die amptelike kanale om opgetree het en boonop by Jesus, hy wat die priesterhoof is, gaan hulp soek het. Sou dit vir hulle duidelik geword het, dat hy dalk iemand is wat op 'n koninkryk kan aanspraak maak, en hulle sou alles doen om dit te stuit. Slegs wanneer ons Jesus se oorweging om vir hulle te sê om stil te bly, vanuit alle hoeke bekyk, ook die politieke hoek van die dag bekyk, kan ons verstaan dat agter die stories wat Markus vertel, daar eintlik 'n groter en 'n donkerder tema lê. Jesus gaan die dood wat God se hele skepping bedreig, self ontmoet. En dit op net so onverwagse manier oorwin as wat hy hierdie dogtertjie uit die dood uit opgewek het. En dan daardie keer, wanneer hy hierdie oorwinning behaal, sal daar geen sprake wees van 'n spraakverbod nie, maar vol van die Gees sal daarvan getuig word, van Jerusalem en Judea tot aan die uithoeke van die aarde. Veral Markus gebruik die sogenaamde Messiasgeheim om aan te dui dat God definitief in Jesus verskyn het. En hierdie spraakverbod word telkens ingestel wanneer Jesus se mag na vore kom. Dit is juis oor hierdie mag wat mense nie moet praat nie. Waar Jesus se goddelike mag manifesteer, moet daar geswyg word. Maar dit behoort ons ook binne die Joodse konteks te verstaan. Hier in Markus 5 gaan dit nie oor 'n gewone geheim wat gehou moet word nie, maar dit gaan oor die verborgenheid van God. Dit is die geheimenis van die naam van die Here, wat die gelowige Jood nooit uitgespreek het nie. Want vir die Jood het dit gegeld, dat as God homself openbaar, die mense dit of hom nie by die naam mag noem nie. Markus het groot klem hierop geplaas. By Jesus se opstanding is daar in Markus byvoorbeeld geen verskyningsverhale nie, net 'n leë graf en 'n jong man in 'n wit mantel. Dit gaan daaroor dat Jesus Christus, die een wat gekruisig is en opgestaan het, dat hy die verhoogde Here is, en dit is en bly die grootste geheimenis. Toe die disippels uit die graf hardloop, staan daar in Markus 16, dat hulle vir niemand anders daarvan vertel het nie. Natuurlik was hulle bang, want die mag van God is onuitspreeklik groot. En voeg Jesus by, bly maar net glo in hierdie geweldige mag. Bly maar net glo in die absolute mag van die redder God, in die mag van die skepper God. Derhalwe is ons spreekteks en ons spreektema vers 36 van Markus 5. Moet jou nie ontstel nie. Bly maar net glo. In die tyd waarin ons leef, is daar min dinge wat tans seker is. Meer as ooit word ons met siekte en dood gekonfronteer. Min dinge is seker. In 'n tyd soos hierdie, boei hierdie teks van Markus 5 ons natuurlik baie besonder. Ons lees van die verwoestende siekte. Ons lees van die hartseer dood van 'n kind. En ons ontmoet die lewegewende Here te midde van hierdie groot ellende. Natuurlik destyds met hierdie vrou en die dogtertjie van Jairus, maar ook vandag.
tussen hierdie enorme ellende en siekte en hartseer, openbaar Markus vir ons Jesus as die reddende Here wat in ellende en ontsteltenis verskyn. In 'n ongepubliseerde reeks lesings van die groot teoloog Karl Barth in 1946 in Bonn, te midde van die verwoesting van die Tweede Wêreldoorlog, vertel Barth hoe 'n groepie gelowiges elke oggend bymekaar gekom het. Rondom hulle het die verwoesting van Nazi-Duitsland en die ruïnes van Bonn hulle daagliks begroet. 70 miljoen mense was wêreldwyd dood. Almal was ontredder. In 'n tyd soos hierdie, vertel Barth in die inleiding tot sy lesingsreeks, in so 'n tyd vra mense wat jy ten diepste oor God glo. Jy vra na die kerk oor al die eeue, wat in sulke omstandighede was, wat het hulle oor God gesê? Waar het hulle hoop en hulle troos vandaan gekom? En in hierdie troostelose omstandighede begin Barth met sy mense te praat oor die apostoliese geloofsbelijdenis. En hy sê vir hulle, maar ek glo in God die Vader, die Skepper God. En ek glo in Jesus Christus, die Redder God. En ek glo in die Gees, wat ook God is. So asof hy by Jesus in Markus 5 aansluit en vir die mense in nood van sy dag sê, bly maar net glo. Want wat beteken dit om hierdie woorde van 'n geloofsbelijdenis in COVID-tye te sê? Wat het dit beteken om oor 'n geloofsbelijdenis te praat in die tyd na die Anglo-Boereoorlog, na Wêreldoorlog 2? Wat sê 'n mens wanneer 'n kind sterf? Wanneer jy aan 'n verwoestende siekte sterf wat alle krag uit jou tap? Wanneer die COVID-virus hard en vreesaanjaend aan jou deur kom klop en sy tol eis? Wat sê 'n mens oor God, oor geloof, oor hoop? Ons teks help ons om te midde van intense swaar kry, die woorde van die 12 artikels te sê, stamelend te sê en tog nog steeds te sê, maar te midde van en ten spyte van glo ek. Kom ons sê dit dan vanmôre. Kom ons doen belydenis van ons geloof. En ons sê saam, al is dit in jou hart, die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, maar wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van gelowiges. Ek glo in die vergifnis van sonde, in die opstanding van die vlees, en ek verwag die ewige lewe. Amen. Kom ons bid weer saam aan die hand van Psalm 130. Here, by wie daar troue liefde is, by wie daar verlossing is, hoor my hulp geroep en luister tog.
Ek wag op U, Here, want by U is daar vir my uitkoms. My siel wag op U, Here, meer as wat nagwagte op die dagbreek wag. Want U waarborg die vervulling van U woord. Ek vertrou op U, Here, want alleen by U is verlossing seker. In genade word ek vergewe en genees. U alleen is my verlosser en Here, ek glo. En ek sal bly glo, Here. Amen. Ons slotsang is lied 292 in die liedboek. My enigste troos in lewe en in dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Kom ons sing die 2 verse saam. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste woord. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste woord. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei. Deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste woord. Ontvang nou die seën van die Here en stap hierdie week in met geloof en met hoop in jou hart. En hoor as die Here vir ons sê dat hy met ons sal wees om ons te lei en te beskerm. Dat hy binne in jou sal wees om jou te verfris, rondom jou sal wees om jou te bewaar. Die Here seën jou en sê ek sal voor jou wees om jou op jou pad te lei. Ek sal agter jou wees om jou te regverdig. Ek sal bo jou wees om jou te seën. Want hy wat saam met die Vader en die Heilige Gees leef en regeer, God is wat vir ewig en altyd by jou sal wees. Amen. Ons lees volgende week verder uit Markus 5. Geniet 'n wonderlike en 'n veilige week.